Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Romeine 1 vanaf vers 16 tot 17. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Met die reformatie word gesê dat Luther geworstel het met die vraag oor waar kry ek 'n genadige God? As 'n mens gaan kyk na die teologie van waaruit Luther gekom het, vanuit die Katolieke Kerk, werk hulle met werksheiliging, dit beteken jy werk vir jou redding, en is dit dat hy eintlik op 'n stadium moedeloos geraak het en gewonder het en gesê het, maar hoe moet ek na God kyk en waar kry ek 'n God wat my onvoorwaardelik kan lief hê en verstaan? Binne die tradisie op daai stadium was dit so dat die gewone lidmaat nie 'n Bybel gehad het nie. En toe hy met sy teologiese studies besig was en hy die woord self begin lees en interpreteer, het hierdie gedeelte van vanoggend hom eintlik geïnspireer tot die reformatie. En daarom is dit dat ons vir mekaar sê, as ons dink oor wat is ons teologie, wat is die boustene van ons geloof, dan sê ons dit bestaan uit die 5 solas, wat alleen beteken. En daarom is dit belangrik dat ons dan ook begin deur vir mekaar te sê, wanneer ons dink aan 'n gereformeerde teologie, 'n teologie wat jou reformeer en verander, dan begin dit by die belydenis en die erkenning dat die Bybel alleen God se woord is. As ek en jy dit vanoggend kan bely, dan beteken dit dat die Bybel word die riglyn vir ons lewe. Dit beteken wat in ons in die woord ontdek, dit wat ons lees vanuit die woord, word die norm waarvolgens ek dan ook leef. Nie my eie gedagtes nie my eie voorkeure nie, maar die woord as woord van God word die riglyn vir my lewe. En daarom as 'n mens dink aan gereformeerde teologie, dan is dit 'n teologie wat gewortel is in die woord, wat sê dat God praat deur sy woord tot elkeen van ons, en dat die woord ons eintlik rig op God, en vir ons help om eintlik vir God te kan leer ken, soos wat die woord dan ook oor hom praat. Die tweede sola wat uitstaan is om te sê dat ons glo dat redding is deur Christus alleen. Dat jy nie moet werk vir jou geloof nie, dat ek en jy nie gered is omdat ons sulke besonderse en unieke mense is nie, maar dat ons eintlik deur God begenadig is, omdat die woord vir ons leer dat ons eintlik dood was vanweë die sonde in ons lewe. En daarom het ons 'n verlosser van buite af nodig, kan ons nie ons eie verlossing bewerk nie, maar is dit dat ons dit ontvang deur Christus alleen. En dit beteken dan ook in jou geloofstryd en jou pad wat jy met die Here stap, dat dit jou identiteit bly deur te sê, ek behoort aan die Here op grond van dit wat Christus vir my ook aan die kruis kom doen het. Deur sy kruisdood en deur sy verlossing het ek hierdie ewige lewe dan ontvang. En daarom is dit die derde sola wat sê, ons ontvang dit deur genade alleen. Dit beteken, ek en jy soos 'n bedelaar wat ons hande uitsteek, en wanneer ek kos ontvang, dan neem ek dit en ek eet dit, maar dis iets waarvoor ek nie gewerk het nie, dis iets wat ek verdien nie, maar dat ek ontvang omdat die gewer vir my jammer kry. En so is dit dat die Here vir ons lief het en dat hy deur Christus vir ons in genade hierdie verlossing kom aanbied. En daarom in die vierde plek beteken dit, jy moet dit in geloof ontvang. Jy moet dit kan glo, jy moet dit kan deel maak van jou lewe, en dit beteken dat deur jou geloof in die Here, jy dan aan God deel het, en daarom kan jy leef ook as sy kind. Maar in die vyfde plek, sê ons, dit beteken dat ons tot God alleen leef, dat ons leef tot eer van God alleen.
Daarom wanneer ons praat oor die genade van die Here, dan is dit nie 'n goedkoop genade nie. Dit beteken nie ek kan maak wat ek wil nie. Dit beteken omdat ek nou hierdie verlossing ontvang het, ek het dit nie verdien nie, ek het dit in genade ontvang, kan ek nie anders as om my lewe in te rig volgens God en sy woord nie. En daarom iemand wat sê dat hy die Here aangeneem het in sy lewe, wat sê dat ek die genade van God ontvang het, is iemand wie se lewe verander. Dis 'n nuwe lewe, dis 'n herskepping van 'n nuwe lewe ook in jou lewe. Wat beteken jy kan nie meer voortgaan met jou ou sondige lewe nie. Maar is 'n lewe wat nou gerig is op God, wat gerig is tot eer van die Here, en daarom verander jou lewe. En mag die Here ons help dat God se genade nie 'n goedkoop genade in ons lewe is nie, maar 'n genade wat weerspieël word in die manier hoe die Here ook vir my deur sy woord en sy gees herskep en vernuwe, sodat ons lewe kan wees tot eer van sy naam. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons herskep tot eer van U naam. Amen.